Vraag 5, Swet 312 kwartaalopdrag 2025. Die gebruik van KI in die klaskamer. KI kan gebruik word om vraestelle, lesplanne en visuele hulpmiddels vinnig op te stel. Die voordele van dit is tydbesparing, aanpassing van inhoud en ondersteuning van diferensiasie. Die nadele wat dit kan veroorsaak, is die risiko vir afhanklikheid, moontlike onakkurathede en etiese oorwegings. Onderwysers moet KI verantwoordelik en reflektief gebruik. Indië se bevolking oortref China in 2023. Indië het in 2023 China verbygesteek as die wêreld se mees bevolkte land. Die oorsake hiervan is die jonger bevolking, die geen streng bevolkingsbeleid soos China se een-kind-beleid nie, die kultuurwaardes wat groter gesinne aanmoedig en demografiese verskille beïnvloed ekonomiese en maatskaplike beplanning. My mening oor slim stede in Suid-Afrika. Slim stede kan infrastruktuur, dienslewering en omgewingsvolhoubaarheid verbeter. Voorbeelde hiervan in Suid-Afrika is Lanseria, Kaapstad en Rustenburg. Die uitdagings wat slim stede het, is finansiering, tegnologiese ongelykheid en burgerbetrokkenheid. Ek glo, slim stede is uitvoerbaar as dit geïntegreer word met gemeenskapsontwikkeling. My miljonairspeletjie aanbieding. Die deelname werk soos volg. Daar sal 4 tot 5 groepe in elke klas wees en 3 tot 4 leerders in elke groep. Elke groep neem individueel deel en ander groepe mag luister, maar nie inmeng nie. Die rolspelers is die aanbieder wat die onderwyser is, die tellenhouer wat 'n leerder of 'n onderwyser kan wees, die tydhouer wat 'n leerder is en die groepleiers wat die leerlinge is. Die speletjie reëls is, daar is 5 reëls, die eerste een is, daar is 10 vrae en soos wat die vrae aangaan, verhoog dit die geldbedrag. 2. As 'n groep 'n verkeerde antwoord gee, stop hulle beurt. 3. As jy kry 3 hulplyne, 'n 50-50, jy kan die klas vra vir 'n antwoord, of jy kan 'n vriend bel. 4. Geen boeke of skryfwerk toegelaat nie. 5. Is die tyd oor, is nuwe vrae of 'n nuwe ronde. Die prysvlakke en prysies is soos volg. Vraag 3 kry jy R500, wat beteken jy kan 'n sticker kry. Vraag 5 kry jy R5000, wat beteken jy kry 'n huiswerk vrykaart. Vraag 7 kry jy R50000, wat vir jou 'n sitplekkeuse gee. Vraag 10 kry jy R1 miljoen, wat vir jou 'n sertifikaat en 'n lekkerny of 'n vrugtebederf gee. Vraag 1 is, dit gee vir jou R100. Watter een van die volgende is 'n voorbeeld van voedsel wat in Suid-Afrika geproduseer word? A. Sneeu, B. mielies, C. sand of D. hout? Die antwoord is mielies. Vraag 2 kry jy R200. Watter tipe boerdery fokus op die teel van diere? Is dit A. plantboerdery, B. gemengde boerdery, C. veeboerdery
of D. waterboerdery? Die antwoord is C. veeboerdery. Vraag 3, kry jy R500. Wat het plante nodig om te groei? A. klippe, B. sonlig, C. yster of D. skaduwee? Die antwoord is B. sonlig. Vraag 4, kry jy R1000. Wat noem ons 'n boer wat beide diere en gewasse verbou? Is dit A. 'n veeboer, B. vrugteboer, C. 'n gemengde boer of D. 'n veearts? Die antwoord is 'n gemengde boer. Vraag 5, kry jy R2000. Wat is 'n voorbeeld van 'n gewas wat tipies in Suid-Afrika gekweek word? Is dit A. koffie, B. piesang, C. mielies of D. appels? Die antwoord is C. mielies. Vraag 6, kry jy R5000. Waarom is boerdery belangrik vir ons land? Is dit A. dit maak lug skoner, B. dit help mense verhuis, C. dit verskaf kos en werksgeleenthede of D. dit laat kinders langer skool gaan? Die antwoord is C. dit verskaf kos en werkgeleenthede. Vraag 7, kry jy R10.000. Watter provinsie is bekend vir wynboerdery? A. Mpumalanga, B. Weskaap, C. Vrystaat of D. Gauteng? Die antwoord is B. Weskaap. Vraag 8, kry jy R50.000. Wat is 'n moontlike gevolg van droogte vir boerdery? A. beter oeste, B. meer diere, C. minder voedselproduksie of D. vinniger groei? Die antwoord is C. minder voedselproduksie. Vraag 9, kry jy R250.000. Wat beteken dit as 'n boer organies boer? A. Hulle gebruik geen sonlig nie, B. Hulle gebruik baie gifstowwe, C. Hulle gebruik natuurlike metodes sonder chemikalia of D. Hulle werk slegs in die nag? Die antwoord is C. Gebruik natuurlike metodes sonder chemikalia. Vraag 10, kry jy R1 miljoen. Wat is een manier waarop boere tegnologie gebruik om opbrengs te verbeter? Is dit A. hulle gebruik donkies vir alles, B. hulle werk altyd met die hand, C. hulle gebruik rekenaar en besproeiingsstelsel, D. hulle plant net een soort gewas? Die antwoord is C. Hulle gebruik rekenaars en besproeiingsstelsel. Dankie vir jou deelname. Die voordele van die speletjie is: dit bevorder samewerking, dit skep interaktiewe leeromgewing, dit help met hersiening, dit bou selfvertroue en dit identifiseer kennisvlakke. Die uitdagings wat ons gehad het en die hantering daarvan is die deelname,
Hulle het roterende rolle, konflik, ons stel gedragsreëls, teleurstelling, ons fokus op deelname, en tyd verminder aantal vrae. Verstaan, verduidelik moeilike woorde vooraf.